As jy die laaste maand met ons saamreis, gemeente, dan kuier ons vir die laaste, eintlik ja, hierdie hele kwartaal, saam oor die tema van gewoontes wat vorm. Dat daar by elke gelowige bepaalde gewoontes gevestig moet wees, of ons noem dit dan dissiplines, wat vir ons help om onsself oop te maak en gereed te maak vir God om die werk te doen wat hy doen. En ek dink is baie kenmerkend as jy dit dalk sou optel, dat baie van die dissiplines of gewoontes lê baie naby aan mekaar, nê. Ek meen as jy moet dink aan iets soos vrygewigheid wat 'n dissipline is, of diensbaarheid, of laasweek se tema van vergenoegdheid, vanoggend sin van nederigheid of onderdanigheid. Dit lê baie naby mekaar en eintlik kan die een nie sonder die ander gebeur nie. Dis soos die van jy's nou nie baie vanoggend matrikulante nie, maar as jy nou in 'n rekordeksamen nou is, daar's klomp fasette wat deel uitmaak van studie. Nee, jy moet ten minste 'n plek hê, jy moet materiaal hê, daar moet 'n ingesteldheid wees, daar moet opsommings wees, partykeer moet jy memoriseer, partykeer moet jy notas maak, jy moet jy waarskynlik 'n eksamenrooster hê wat jy van weet. Met al daai goeie saam maak deel uit van 'n gereedheid van jou kant af. So wanneer jy vanoggend dalk hoor, dit is dalk nie ver weg van laasweek se boodskap af nie, dan hoor jy reg. Nou die groot ding van geestelike dissiplines is dat dit vir ons altyd vat na vryheid toe. En dis nogal twee begrippe wat vir ons gewoonlik ver van mekaar af lê, nê. Ek moet vra nou vir enige jong mens, dissiplines en vryheid. Dan sê my, die goeders oortrou glad nie. Dis juist so dat dissiplines of goeie gewoontes jou kan vrymaak van klomp goed wat jou gevange hou. So vanoggend se tema van nederigheid of onderdanigheid. Wil ek hê moet jy hoor, maak jou vry van iets wat jou dalk gevange kan hou. En by my kom 'n beeld op van 'n trein wat op 'n spoor is. 'n Trein het 'n spoor nodig wat hom in 'n mate vryheid gee, maar die spoor is tog in 'n mate 'n riglyn. Ek dink ek het iewers net aan die kant Middelburg op die ou pad op 'n stadium 'n trein gesien, 'n lokomotief en 'n wa wat net in die veld staan sonder 'n spoor. Hoe daar gekom het, weet ek nie. En hy lyk vry, maar hy kan nie beweeg nie. So sien dan ook vanoggend hierdie dissipline van nederigheid of onderdanigheid of beskeidenheid, of hoe jy dit ook al wou noem, jou kan help om vry te kom van goed wat jou lewe dalk nie nou lekker maak nie. So die tema van nederigheid, maak jou vry, hoor mooi, van hierdie indringende behoefte wat jy het om altyd jou eie wil te kry. Nederigheid, beskeidenheid maak jou vry van hierdie indringende behoefte wat jy altyd het, dat dinge moet gebeur soos jy dit wil hê. En nou gaan jy vir sê, maar ek hou glad nou nie van hierdie tema nie. Presies, want elkeen van ons wat hier sit, en elke mens wat nog ooit op hierdie aarde geleef het hierdie intrinsieke, obsessiewe begeerte om te beheer, om dinge gedoen te kry, om te kan sê, ek het dit laat reg kry. Kyk, is baie nodig vir deel van ons identiteitsontwikkeling, vir opvoeding, nê. Enige van hierdie kindertjies wat gedoop is vanoggend, en almal van ons, hier op 'n ouderdom van 1,5 na 2 toe, gebeur dit. Wie is ek? Wat kan ek laat gebeur? Hoe harder ek skree, hoe vinniger kom mamma. As ek kan agterkom, ek kan loop, ek kan in die stoel skuif in die kombuis en hy maak 'n geraas, dan hou ek aan daarmee, want is ek wat dit doen. En is baie goed, is baie nodig vir 'n kind om dan daardie wil, nê, van wie ek is ten opsigte van die wêreld, om daai stuk identifisering te doen. Daarom gooi dit tantrums. Ek wil dit nou hê. En dan sal mamma sê, nee, jy kan dit nie kry. En daarom sê hulle ook vir ons in opvoeding, die beste wat jou kind kan leer van ouderdom van 3, 4, 5 af, is dat daar iets is soos uitgestelde genot. Jy gaan nie noodwendig alles nou kry wat jy nou wil hê nie. Jy moet eers jou ertjies eet, en jou pampoen, en dan kan daar dalk 'n sweetie of 'n stuk nagereg kom. Daar is baie van ons
wat baie laat en baie te laat in ons lewe besef, dat die oordrewe wil in elkeen van ons iets is wat jy nodig het vir die eerste helfte van jou lewe, maar op 'n stadium moet jy dit moet laat gaan. Almal van ons wat hier sit, het verhale en het stories en het 'n geheue van waar jy dalk vir dae lank ontsteld was, of vir weke of maande of selfs jare, 'n ding met jou saamdra, omdat dinge nou nie uitgewerk het soos ek het wou gehad het nie. Hy het my so te nagekom. Ek kan nie glo dit het toe so gebeur nie. Ek hou nie meer van hom nie, of van haar, of van hulle nie, want dinge het nie gebeur soos ek het wil hê nie. Dit het tot gevolg gehad dat daar dalk verhoudings opgebreek het. Dalk het jy siek geword het. Dalk het deel bygedra tot die depressie wat jy het, tot die maagseer wat ontwikkel het, tot die siekte wat jy gehad het. Van die woede en die wraak wat jy dalk in jou saamdra, oor die onvergenoegde lewe wat jy leef. Te voel die wêreld skuld jou iets. En hierdie dissipline van nederigheid of onderdanigheid leer jy om hierdie goed te laat gaan. Om te sê, dinge het nou nie uitgewerk soos ek het wou gehad het nie. En dit gaan ook nie vanmiddag nie, dit gaan ook nie môre nie, maar in 'n mate kan ek dit net laat gaan. Kan ek 'n stuk rustigheid en 'n stuk vrede kry. Om te besef dat die lewe nie altyd gaan gebeur presies soos jy dit wil hê nie. Dis waarna toe jy uitgenooi word. Al voel dit baie keer vir jou, jy gaan dood. Al voel dit baie keer vir jou, jy gaan doodgaan. Jou lewe sal nie ophou as dinge nie presies gebeur soos jy dit wil hê nie. As jy mooi gaan dink, hoeveel gevegte, hoeveel risies, hoeveel oorloë, hoeveel bloed op hierdie aarde al gevloei het, oor mense wat net hulle eie wil wou gehad het, waar die eie ego in die sentrum gestaan het van sy of haar lewe. Dink 'n bietjie. En hopelik moet jy lank terugdink. Maar as dit baie onlangs lê, die goed wat jou regtig nou so ontstel het of so kwaad gemaak het, is dit regtig so big deal? Is dit regtig nou so belangrik? Is dit regtig een van die groot issues van die lewe? En ons moet dit baie mooi hoor vanoggend. Dit gaan nie net hier oor 'n uiterlike lewe van nederigheid en onderdanigheid nie. Maar dit gaan oor iets wat binnekant moet gebeur. As Petrus skryf, dan sê hy ook selfs vir slawe, julle moet aan julle baase onderdanig wees. So wat hy sê is, ek meen 'n slaaf was onderdanig, anders is hy fisies in 'n tronk gegooi of letterlik gemartel. So die gedagte was nie vir by 'n slaaf om te sê, byt nou maar net vas, wees aan die buitekant onderdanig nie, maar hier in die binnekant is 'n stuk weerstandigheid en 'n stuk rebellie en 'n stuk opstand nie. Die Bybel praat oor hierdie ding omdat ons aan die binnekant wil vrymaak van vrees en van angs en van woede. Want wanneer jy nederig is, kom jy regtig vry. As jy hoogmoedig is aan die ander kant, dan leef jy met hierdie wêreld en op hierdie aarde. En jy leef met die gedagte dat alles daar is vir jou. Jy kyk, wat is daar in vir jou? Wat kan jy kry? Hoe kan jy baat vind? Van nederigheid en beskeidenheid, ons uitnooi om te kan sê, ek kan nou regtig op 'n ander manier na mense kyk. Ek kan hulle iets gun. Ek kan vir hulle lief wees vir wie hulle is. Ek kan regtig saam met hulle bly wees as hulle iets bereik. En ek kan regtig saam met hulle hartseer wees as die lewe nie vir hulle uitwerk nie. Want dit gaan nie hier oor egos nie. Ek kan jammer voel as dinge nie vir hulle uitwerk nie. Ek wil graag hê dat ons nou gaan kyk na 'n toespraak of die woorde. In 1990 vra Carl Sagan, die astronoom vir NASA, met die Voyager 1 wat op pad is uit die ruimte uit, sê hy, net voor hulle ons sonnestelsel verlaat, moet hy asseblief 'n foto teruggeneem na die aarde toe. En die aarde word dan gesien amper as 'n stofdeeltjie in die totale kosmos. Vandaar die benaming the pale blue dot. En 4 jaar daarna kom Carl Sagan en hy gebruik hierdie foto by Universiteit in New York wanneer hy 'n toespraak hou. En ek dink hy gaan iets probeer sê oor nederigheid, maar ook iets sê oor ons arrogansie.
amper oor die waansinnigheid waarom ons baie keer op hierdie aardetjie en op hierdie ou stofdeeltjie van die kosmos kan dink, ek moet altyd wen. My wil moet altyd geskied. Kom ons luister dan na uittreksel van daardie woorde van hom. From this distant vantage point, the earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. Daar's 'n groot stuk nederigheid, ek dink, wat ou kan voel as jy jouself kan sien, amper so van ver af. Maar tegelijkertijd word ons arrogansie en ons selfgesentreerdheid ook ontbloot. Ons kan daarvan vrykom. En ons kan die kosbaarheid van die lewe en die kosbaarheid van die oomblik en die kosbaarheid van families en van gesinne herontdek, wanneer die eie ek en die ego en die hoogmoed waarmee ons leef en al die trots daarmee saam vir 'n oomblik net verlore gaan. Ek het vanoggend juist by die agterdeur begin om vir julle te sê, wat is dit wat nederigheid ons mee kan help? Waarvan kan ons vrykom van die angs en die vrees en die goeders binne in ons? Omdat die hele saak van nederigheid en onderdanigheid, ek dink baie keer misbruik is, nee, dink maar aan die wêreldse geskiedenis, dink hoe die kerk dit misbruik het, dink hoe huwelike dit misbruik.
sosiaal-maatskaplike omgewings, die hele saak van onderdanigheid. Want dit was tog nog altyd die hart en die kern van ons geloof. Lukas 14 lees ons nou. Op 'n Sabbatdag, toe Jesus na die huis van 'n vooraanstaande Fariseer toe gegaan het om daar te eet, het hulle hom fyn dopgehou. Nou, daar's ook vorige vertellings in Lukas dat dit nou nie die eerste keer was nie. So Jesus is genooi deur die geestelike elite van sy tyd. Nie net die geestelike elite nie, die elite, want die geestelike elite was die elite. Met ander woorde, die mees bekendste mense in daardie omgewing nooi Jesus op 'n Sabbat, hulle groot feesdag, om by hulle te kom eet. Maar dan nooi hulle hom nie as vriend of om regtig mooi gasvry teenoor hom te wees nie, maar lees ons dat daar klomp twisgesprekke is wat nou rondom hierdie goed gebeur. So heel waarskynlik is hulle daar om Jesus uit te vang. Om vrae te vra, om te hoor of hy iets snaaks doen of snaaks sê, om 'n rede te kry, om hom dan gevange te neem, omdat hy dan so revolusionêr en amper so rebellieleier was, soos hulle gedink het hy was. Ons lees op hierdie Sabbatdag, die verse wat uit hierna kom, dat Jesus dan wel te ook iets doen waarvan hulle nie hou nie. Op die Sabbatdag maak hy 'n man gesond wat siek was, en hier kan ons nou klaar begin voel, gebeur daar iets. So hulle is besig om Jesus dop te hou. Doen hy dinge reg? Maar Jesus is ook besig om hulle dop te hou. Vers 7, toe Jesus merk hoe hulle die voorste plekke aan tafel uitsoek, vertel hy aan die genooides die volgende gelykenis. As iemand jou na die bruiloft toe uitnooi, moet jy nie sommer op die voorste plek gaan sit nie. Dit kan net wees dat die gasheer iemand uitgenooi het wat belangriker is as jy. Dan sal hy wat jy daar albei uitgenooi het na jou toe kom en sê, gee bietjie die plek af vir hierdie man. En jy sal dan tot jou skande die agterste plek moet gaan inneem. Maar as jy uitgenooi is, gaan sit liewers op die agterste plek. Wanneer die gasheer kom, sal hy vir jou kan sê, vriend, kom sit hier voor. Dan sal jy in die agting van al die gaste styg. Elkeen wat hoogmoedig is, sal verneder word, en elkeen wat nederig is, sal verhoog word. Hy het ook vir die gasheer gesê, is nou die ander kant. As jy in die middag of in die aand 'n maaltyd gee, moet dan nie jou vriende of broers of familie of rykbure uitnooi, sodat hulle jou waarskynlik ook weer uitnooi en jou op die manier vergoed nie. Nee, as jy 'n feesmaal gee, nooi dan armes, krepeles, verlamdes en blindes. Jy kan jou gelukkig ag dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie, want God sal jou vergoed by die opstanding van die wat reg gedoen het. Dis vreemd hoe sekere tekste in die Bybel vir ons bybly, nê? En ons baie maklik sê, maar dit staan in die Bybel, of die Bybel sê, en ons slaan mekaar partykeer met teksverse, dit gaan oor sekere etiese sake. Maar hierdie is so half 'n vaag gedeeltjie in die Bybel, wat ons partykeer onthou, maar liefs dalk nie onthou nie. Jesus het nie net aan 'n kruis gesterf nie. Hy het 'n kruislewe kom leef en dit kom modelleer. As jy met die bril van nederigheid of beskeidenheid of onderdanigheid jou Bybel lees, gaan jy agterkom, ek dink daar's amper nie 'n versie in die Bybel wat nie handel oor dit wat in die hart en in die kern lê van ons geloof nie. Maar as Jesus praat en hy sê, as jy wil sterk wees, wat moet jy doen? Jy moet swak wees. As jy gedien wil word, wat moet jy doen? Jy moet dien. Jy moet jou kruis vat, nee? Jy moet jouself verloon, jy moet sterf, en dan sal jy lewe. Julle moet soos kinders word, nie glo nie, word, sê die Bybel. Hoe is 'n kind? Onderdanig, hopelik. Luister wat daar vir my gesê word. As Petrus sy hele brief skryf, 1 Petrus, dan sê hy, hoe ons onderdanig moet wees aan mekaar, mans aan vrouens, vrouens aan mans. Hy sê, kom ons wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Die hele Filippense 2 teks, die hele uitgieting, die neerdal van Jesus na die aarde toe, hoe hy sy godgelyke bestaan prys gegee het om te kom dien. En hoe begin daai gedeelte? Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat in Christus Jesus was.
Die kruislewe, die nederige lewe van Jesus is gekenmerk van sy geboorte in 'n krib en 'n grot. Regdeur. Die feit dat hy moet vlug vir 'n aardse koning, die manier hoe hy geleef het, die manier hoe hy gepraat het, die manier hoe hy met mense omgegaan het, die klere wat hy gedra het, dat hy nie 'n titel wou gehad, dat hy nie wou koning word nie, dat hy nie 'n towenaar wou word nie, dat hy vir alle goed kon nee sê, is gesetel in die feit dat hy nederig was. So nederig, dat hy by die nederigstes van nederigste mense gaan bly het. Die siekes van daai tyd, die malaatses, die armes, dat hy met 'n donkie gery het, dat hy gekruisig word. Hy het 'n totale lewe geleef van nederigheid. En dan vergeet ons dit, ek dink baie keer, so gerieflikheidsonthaalwe. So in hierdie geval sit Jesus daar by die elite, hulle sit daar aan tafel, en dan sien hulle daar gebeur 'n ding. Nee, en ons het al baie keer vir mekaar gesê, wat in daai tyd sou gebeur het is, die gasheer sou 'n groot ete gehou het, waarskynlik op die daktuin of op die stoep van die tuin, van die huis, en hy sou sy gaste genooi het, 10 of 12 of 15. Die tafel was ook net so groot. Maar dit was ook 'n kragtoer, ook 'n toneel amper wat hulle gespeel het met mekaar. Om te kan sê, daar kan enige tyd 50, 80 of 100 of 500 mense kom kyk het hoe hulle eet. En nie waarskynlik sou dit hier so gebeur het, dat die gasheer is nou daar, en nou is Jesus daar, en die ander uitgesoekte gaste, en nou kan enige ene van die gepepel, van die mense daar in die dorp, kan nou kom luister, wat is die gesprekke wat hulle nou met mekaar voer? Wie gaan wen, wie gaan verloor, wie gaan die beste redenasie, wie gaan met die beste wysheid vorendag kom? En nou sien Jesus, terwyl hy daar naby is, om by die tafel aan te lê, dat hierdie ouens nogal spook en spartel, om so na as moontlik aan die eregas te gaan lê. Want ons weet, dis 'n ereposisie, nê? Die eregas is daar, en die beste plek is net regs. Die regterhand van die gasheer. Tweede beste plek is aan sy linkerkant. Die derde beste plek is net so 2 plekke aan die 4de beste plek. En so is die ouens afgerangeer in belangrikheid van, in volgorde van belangrikheid. Ons lees daai verhaaltjie, dink ek, in die Ou Testament, nee, waar Josef vir sy boetie se ete hou, en waar Benjamin, die jongste boetie, eintlik daar aan die ander kant op die punt moet sit, dan sê hy, nee, kom sit hier langs my. Ja, waarskynlik omdat Benjamin nou nie by was toe Josef verkoop is nie, nee. Dink aan die verhaal van, waar Jakobus en Johannes, vir eintlik hulle ma, soos enige ander ma, vra, ag, kan my seuns aan jou regter en linkerkant sit, as alles nou so. Dan sê, dink maar aan daai verhaal waar die moeder dan kom en sê, maar kan my seuns nou maar sit aan jou regterkant of aan jou linkerkant. En wanneer Jesus hierdie ding sien gebeur, hoe hulle eintlik nou daar met die elmboë en met alles wat daarmee saam is, en dalk met woorde mekaar nou daar op die regte plek kry, dan vertel hy hierdie gelykenis van 'n troue, van 'n bruilofsfees, en maar net soos in vandag se tyd, dalk bietjie meer paar jaar terug, ek onthou nog die dae toe troues in stadsale was, en dalk nog in groot skoolsale. Kyk, die bruid en die bruidegom sit op die verhoog, né? En dan sit die ouer pare so aan weerskant. Oupa en oumas het dit dalk ook gemaak, en hulle sit daar op die verhoog, en dan so 'n volgorde van belangrikheid, tafel 1 is nou die naaste ooms en die naaste tannies, die by die grootste geskenke gaan gee. En so sit jy nou so af in die ry, en daar agter 'n pilaar, iewers daar by tafel 13, daar sit die stout klein neef van Gobabus, wat net 'n moeilikheid gemaak het aand, saam met die fotograaf se meisie, en dalk die dominee. En ook as julle gaan eet, dan is dit daai selfde ding. Gaste, die kos is gereed, na die tafelgebed gedoen is, ons gee net geleentheid vir ons bruidstafel om eers te gaan opskop, en daarna so in tafelnommers kan julle ook dan gaan opskep. Dit gebeur maar vandag nog. En jy weet, as jy op tafel 13 sit, gaan jy moet vat wat oorbly. Want party ons het nou al vir seconds gekom.
voor tafel 13 daar was. En Jesus het besef dat hierdie ouens het voor gaan sit oor reputasie. Nie oor karakter nie. Dit is 'n groot ding. Reputasie is wat hulle dink wie ek is en nie wat ek regtig is nie. Reputasie is hoe ek gesien word deur ander van buite af. Karakter is wie ek regtig is van binne af. En Jesus het voortdurend hierdie twee te goed met mekaar afgespeel. Hy het heeltyd gesê, julle kyk op 'n manier na mekaar, maar as God kyk, dan is dit nogal gewoonlik omgeruil. Dink aan die verhaal, nê, van die gelykenis wat Jesus vertel van Lazarus en die ryk man. Dan sê hy, as ons nou daarna kyk, die ryk man lê by die tafel. Lazarus lê buitekant. Hy's honger, hy lê daar op die straat. Maar as God nou kyk van buite af, dan is die rolle omgedraai. Dan is Lazarus in die koninkryk saam met Abraham en so. En die ryk man, jammer, vanweë jeugmoedigheid het jy dit nie gemaak nie. Daarom sou Jesus klomp kere gesê het, in die koninkryk van God, daar het hy gesê, waar God se wil geskied, lyk dinge heeltemal anders. Daar is klein groot, daar is om gedien te word eintlik die regte ding. So was dit in daardie tyd en so lyk dit ook in 2015. En Jesus het harde woorde gespreek. Hy het gesê, wie homself verhoog, wie hoogmoedig is, sal verneder word. En ons moet dalk 'n bietjie meer klem lê op daardie woorde, vandag ook as jy huis toe gaan. En wie verneder is, sal verhoog word. Ek wil graag net 2 frases neersit waarmee ons gaan afsluit. Ek dink wanneer ons Bybels lees en wanneer ons in besonder Lukas 14 na kyk, kan ons in eerste plek sê met hoogmoed en met trots. Lyk dit nie vir my kan mens wen nie. Die wêreld sê dalk so. Ons is vanoggend in 'n ander ruimte met 'n ander stem wat met ons praat. Met hoogmoed en met trots gaan jy nie wen nie. En dan is die teendeel seker daarvan. Dit lyk ook vir my dat met nederigheid kan ons nie verloor nie. Ons almal weet hoe lyk 'n lewe van hoogmoed, hoe lyk 'n lewe van trots. 'n Lewe van selfgesentreerdheid, van selfpromosie, dinge moet gebeur soos ek dit wil hê. Op 2-jarige ouderdom het jy dit baie nodig. Op 25, so bietjie dalk nog daarvan. Maar hoe ouer jy word, moet jy hierdie gedagte laat gaan, om 'n lewe te leef van tevredenheid, van rustigheid, van goeie nagte se slaap. Ek kan verstaan as my kinders op die ouderdom van 3 en 6 nog beklei oor wie voorsit in die kar, of die eerste die deur oopmaak by die huis om die hond te groet. Ek kan nog verstaan as kindertjies in die ry van die snoepie vir mekaar probeer indruk, as hulle 7 of 8 jaar oud is. Maar ons so voortlewe en ons begin dit doen op 25 en op 35 en 45 en ons bestuur net soos ons in die ry gestaan het by die snoepie. Dan leef ons 'n siek wêreld. Dit was nog altyd so. Dink aan die wonderlike vertelling, nê, wat ek nou na verwys het, waar die disippels rondloop. Kyk, hulle is op pad nou, nê? Jesus nou vir hoe lank al met hulle op pad? Hulle is nou op pad Jerusalem toe en dan loop hulle onder mekaar in stry, sê die teks, oor wie die belangrikste is. En dan sê die teks, Jesus het geweet dat hulle onder mekaar loop en stry oor wie die belangrikste is. En nou kan jy vir jouself indink dat hulle met mekaar nogal goeie geldige argumente kon voer. Dat Nathanael kon sê, hoor die ouens, ons lewe darm in 'n hiërargiese struktuur, ek is die oudste hier rond. So as die nuwe koninkryk nou kom, nê, as die nuwe regering nou 'n aardse regering was volgens hulle denke, as dit nou gaan gebeur, as Jesus nou vandag se taal president sal word, ek dink daarom visiepresident kom hy toe. Of dan ten minste minister van finansies, ek dink. En wat sou Petrus sê? Hoor jy, ons nou julle verstaan verkeerd, wie het op die water geloop? Het was nou nie verlang nie, maar wie het? Ja. Vir wie het hy gesê, wie gaan hy die kerk bou? Johannes het gesê, nee, julle ander 10 verstaan nie. Ek en hy was baie saam alleen, hoor. En hy het dalk nie presies so gesê nie, maar ek is baie seker hy het bedoel, visiepresident, hier aan sy regterkant is my plek. Ek is baie seker.
Jakobus sou sê, hey ouens, dis 'n familieding hierdie, ons is bloedbroers. Ons gaan dit in die familie hou. En wat gebeur? Dan gaan hulle in die bofortrek in, die nagmaal word ingestel en daai vir hele vertelling, ek dink Roer het 2-3 weke terug hanteer. Omdat hulle met mekaar loop en stry, is nie een van hulle by magte om die skottel en die doek op te neem, om die voete te was nie. Nee. Met ander woorde, hulle trots, hulle hoogmoed, hulle wetywering om altyd hulle wil te kry oor wie die belangrikste is, diskwalifiseer hulle onmiddellik om te doen wat Jesus van hulle vra, om mekaar se voete te was. En dan doen hy dit. Hy modelleer vir hulle 'n lewe van my identiteit lê nie in die feit van wie ek is en van die reputasie vir wat julle van my dink nie. Prakties leef ons elke dag met hierdie ding van ek is ongelukkig, ek is nou kwaad omdat hulle my nie herken nie. Of ek leef uit vrees of uit angstigheid, wat gaan gebeur as ek nie in is nie, as ek nie getel gaan word nie. Ons is so seer gemaak as iemand ons nie uitnooi nie. Almal is genooi, hulle het vir my vergeet. En jy kan ongelukkig wees vir 'n uur of 2, maar dan moet jy oor dit kom. Daar's klomp, ek is nou so 'n bietjie, maar ek kom nou by dit my kop. Daar's klomp mense wat anti-kerk is nou. Kyk, dis nou die inding. Jy moet nou teen kerk wees. Omdat hulle 5 of 10 of 20 jaar terug seer gemaak is of misken is of nie erken is deur 'n ouderling of 'n dominee of iemand nie. Jy was nou al 5 of 10 of 15 jaar terug is en jy is nou nog hier oor dit, jy gaan vir terapie. Want dis nou verby. Baie van ons lewe in daai goed, ek is nie genooi nie. Hulle het nooit vir my dankie gesê. Hulle het vir almal dankie gesê, maar nie vir my nie. En nou is jy kwaad vir daai ou. Dink 'n bietjie van watter mense hou ons. Ons hou van die mense wat van ons hou. Ons hou van die mense wat my tog so, dis 'n nice ou daai. Hoekom? Want hulle laat jou goed voel. Hoekom hou jy van sekere ouens nie? Want hulle laat 'n gevoel by jou kom. Hy weet dalk nie eers van jou nie. Maar hy laat jou op 'n manier voel oor jouself en nou hou jy nie van daai ou nie of jy hou nie van hulle nie. Dis hoekom ons kinder, dis hoekom ons jaloers is. Vir heeltyd net daai ding doen. Van is ek nou beter of is ek nou slegter? Ons kinder partykeer, ons praat partykeer oor mense. En partykeer doen ons nog op 'n heilige manier ook. Hoor ons moet regtig vir die toys bid. Hulle huwelik, hè? Wat het daar gebeur? Man, ek wil nie vertel, maar weet jy wat het gebeur? Maar ons moet net vir hulle bid. Dis 'n heilige kinder. Dis niks anders as dit nie. As jy lewe met trots, kan jy nie wen nie. Jy kan nie vergewe nie. Jy kan nie jou foute herken nie. Selfs om te kla, glo ek, is om met 'n stuk meerderwaardigheid te leef. Maar wat doen jy as jy kla? Kyk, as ek het gereël het, nee, sou dinge beter geloop het. Hulle dink hulle kan hierdie ding, kyk het ek vir jou sê. Dis baie keer wat dit is. Maar baie belangrik, en ek wil dit net nou noem. Die vraag is, hoekom doen jy wat jy doen? Party van ons is gewoond daaraan om jou sê te sê. Om die mense te beïndruk. Kyk, hulle moet tog net weet, en dan sê jy jou sê. As jy dit doen, dat jy gehoor moet word, en omdat jou reputasie op die spel is, moet jy dalk liewers leer om stil te bly. Maar party van ons is weer geneig om stil te bly, omdat jy bang is as jy jou opinie gee word jy verneder. Jy moet dalk weer begin praat. Hoor gemooi, dit gaan nou oor dat jy vanoggend net moet altyd nee. Dit gaan nou oor party van ons moet nie bang wees vir vernedering nie. Maar op dit gebeur partykeer goeie goed op 'n plek van nederigheid. Party van ons kan partykeer trots raak op ons nederigheid. Ek kan nie met nederigheid verloor nie. Ek dink dis die beeld wat Jesus vir ons kom uitbeeld het. As baie prakties gaan kyk, ek sluit af, wat is nederigheid? Nederigheid is in eerste plek nie om min van jouself te dink, om 'n vloerlap te wees vir ander, om geen ruggraat te hê nie, sê ou strap maar op my nie. Nederigheid is om net te weet wie jy is.
Om jou foute te erken as jy foute gemaak het. Om te besef wie jy is in terme van jou menslikheid. Humility kom van die woord humus, wat beteken grond. Om in kontak te wees met jou stoflikheid, met jou sterflikheid. Te kan sê, ek besef my eie verganklikheid. In die tyd van die Bybel, wanneer 'n rivier nie baie water ingehad het, het hulle gesê, die rivier is nederig. So hy het water nodig, hy het reën nodig om hom vol te maak. Dink aan hierdie baie mooi beeld, nee, Adam, humus, stof, kom uit die aarde. En die stof van die aarde het God geformeer 'n mens. Toe God die lewensasem in ons inblaas. So humus, stoflikheid, het 'n groter bron van buite af nodig, wat hom sy identiteit en sy belangrikheid en sy plek en sy status en sy trots op hierdie aarde kan gee. Maar dit kom nie uit die stof self nie. Nederigheid het te doen met jou verhouding met God. Om te kan sê, God is my bron. Hy is van waaruit ek leef. Hy is my Vader. En alles wat ek het, my besittings, my vermoëns, my verhoudings, my storie vandat ek gebore is tot nou toe, alles en alles is te danke aan hom wat dit vir my gegee het. Kyk, Adam het dit verloor. Hy is humus, die lewensasem word in ons ingeblaas en baie vroeg in sy verhaal. Nee, ek moet dit maar self laat doen. Ek moet self iets maak van my lewe. En dan maak hy gemors. Gelooflike teks wat ons kry in Deuteronomium 8, en ek gaan hiermee afsluit. Jy kan dit by die huis gaan lees. Die opskrif van Deuteronomium 8 is, moenie die Here vergeet nie. En nou skryf die Deuteronomium skrywer en hy sê, jy moet onthou hoe die Here jou God jou vir 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Dan wil ek kyk so oor jou storie terug. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word en om jou op die proef te stel. Hy het dit gedoen om jou te leer dat 'n mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Jou klere het in 40 jaar nie verslyt en jou voete het nie geswel nie. Jy moet diep in jou hart weet, soos 'n man dissipline by sy seun kweek, so die Here jou God jou vir dissipline geleer. Hoor nou net vers 13, vers 12. As jy nie gehoorsaam is nie, kan dit gebeur. So, dat jy genoeg eet en mooi huise bou en rustig woon, dat jou groot vee en klein vee baie word, dat jou silwer en goud vermeerder word en jou besittings al hoe meer word. Ja. En dat jy dan hoogmoedig word en die Here jou God jou vergeet, dat jy die Here jou God vergeet wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Baie keer dan kyk ons na ons eie lewe en ons sê, ek het dit bereik, ek het dit gemaak. Wat bedoel Paulus in Galasiërs 2 as hy sê, ek het gesterf, maar nou leef ek in volheid. Daar's twee ekke. Daar's 'n vals ek, die ek van 2 jaar oud, wat sê myne, nou, my wil. Daai ek, sê Paulus, moet ons afsterf. Dis die ek wat Jesus sê wat jy moet verloon. Dis die ek wat die kruis moet opneem. Sodat die ander ek wat sy identiteit vind in die groot bron kan voortleef. Waar jy werklik kan vrykom. Waar jy kan sê, ek kan nou my sê, ek kan hulle nou wys. Maar ek gaan nie. Dis waar jy op 'n plek by jou lewe kan kom waar jy kan sê, ek het die volste reg om voor in die ry te gaan staan. Maar ek gaan nie. Dis 'n plek waar jy by jouself kom, waar jy kan sê, ek kan met alle mag nou 'n Frank Sinatra My Way liedjie sing. Ek het dit nie nodig nie. My wil hoef nie nou te geskied nie. Kom ons gaan lees ons Bybel met hierdie bril, dat Jesus ook gesê het, gaan voeg jou by die nederiges, want ons het mekaar nodig. Wat 'n wonderlike ding nie, toe ons nou kindertjies kon doop, hulle kom tuis in gesinne. Mag ons in ons gesinne en ons families, ook in hierdie gemeente, mekaar help met hierdie baie groot oefening.
My laaste opmerking. Toe Jesus daar in die boventrek die voete gewas het hy vir hulle gewys hoe lyk voete was. Baie van ons vandag sê, ek sal enige tyd Jesus se voete was. Hy het dit nooit vir hulle gesê nie. Hy het nooit vir hulle gesê, was my voete. Hy het gesê, was mekaar se voete. En as julle mekaar se voete was, dan het julle deel aan my. So die Here gee vir ons. Hy gee vir ons gesinne, waar jy nederig kan wees, waar jou wil nie altyd hoef te geskied nie. En waar jy partykeer moenie omgee, om te sê, ek verkies dit dalk nie, maar terwille van jou, my man of my vrou of my kind, kan jou wil maar geskied. Ek is dalk nie lus om hierdie ding te doen nie, maar ek gee nie om met 'n nederigheid saam met jou te doen nie. Jou wil kan geskied. Mag ons besef, as 'n lewe van vrykom, 'n lewe waar God ons bron kan wees, waar ons alles by hom kan kry, is 'n lewe wat vir ons lê en wag. En mag ons daarin deel kry. Amen.